Nou graad 2, juffrou gaan vandag 'n bietjie gesels oor woordprobleme en die stappe wat ons moet volg wanneer ons woordprobleme beantwoord. So juffrou gaan nou eers vir ons die stappe lees en verduidelik en dan gaan ons 'n paar woordsomme beantwoord deur die stappe te gebruik. Goed, so juffrou wil hê julle moet mooi luister en julle moet stop tussenin om te dink oor elke woordsom wat ons beantwoord het, maar kom ons kyk gou eers na die woordsom se stappe. Reg. Daar is 3 stappe wanneer ons 'n woordsom beantwoord. Die eerste stap is, ek lees deur die woordsom. Dis baie belangrik. Ons moet versigtig en stadig deur die woordsom lees om seker te maak ons kry al die inligting wat ons nodig het. Wanneer ons die woordsom vir 'n tweede keer deurlees, moet ons eerstens al die getalletjies omkring. Nou dit beteken al die getalle wat ons in die woordsom sien en wat ons miskien kan gebruik, moet ons omkring sodat ons van hulle onthou. Die tweede ding wat ons moet omkring is die woord wat ons gaan gebruik in ons antwoord. Die woord wat ons gaan help onthou waarmee ons werk. So byvoorbeeld as jy vrou sê ek het 3 koekies en ek eet een van die koekies, hoeveel koekies het ek oor? Die woord wat ek in my antwoord gaan gebruik, die woord wat ek mee werk is koekies. Die laaste een is soek die wenkwoordjie. Nou 'n wenkwoordjie is gewoonlik 'n woordjie wat vir ons help om te besluit watse tipe bewerking ons moet gebruik. So byvoorbeeld altesaam, oor, uitdeel, groepies, al daai woordjies kan wenkwoordjies wees om ons te help onthou watter bewerking om te gebruik. Nadat ons dit gedoen het, gaan ons na ons tweede stapie toe. Dan gaan ons of 'n prentjie teken om ons antwoord te kry, of ons gaan 'n getalsin skryf en ons antwoordjie kry. En dis aan die derde stap. Nadat ons prentjie geteken het of ons getalsin geskryf het, behoort ons antwoord te kry. So die 3 stappe is baie eenvoudig. Die eerste stap is ek lees deur my sommetjie en ek omkring al die belangrike inligting. Die tweede een is ek teken my prentjie of my getalsin en die derde stap is ek kry my antwoord. So kom ons kyk na die eerste woordsom en ons gebruik hierdie stappe om die woordsom se antwoord te kry. Reg, jy sal sien hier aan die kant, aan die linkerkant, het jy vir die stappe geskryf en hier in hierdie swart blokkie is die sommetjie en ek doen dit stap vir stap saam met julle. Reg. Die sommetjie sê, ons gaan nou nommer 1, ons gaan nou deurlees vir die eerste keer. Ek het 5 appels en my broer het 3 pere. Hoeveel vrugte het ons al tesaam? Nou, ek het hom deurgelees, nou gaan ek stap 1, ek gaan al die belangrike inligting omkring. Eerste ding wat ek omkring is die getalle. Ek het 5 appels en my broer het 3 pere. Daar is my getalletjies. Tweede ding wat ek omkring is die woordjie wat ek gaan gebruik. Hoeveel vrugte het ons al tesaam? So vrugte is my woordjie. Dan soek ek my wenkwoordjie. Altesaam beteken bymekaar. En as ek sê alles bymekaar, dan is dit 'n plussommetjie, né? So ek het 5 appels en my boetie het 3 pere. Hoeveel vrugte het ons altesaam? So bymekaar. So ek moet plus. Nou my tweede stapie is ek teken 'n prentjie of ek skryf 'n getalsin. Nou jy word sommer albei vir julle gedoen sodat julle kan sien. Ek kan skryf of 5 appeltjies teken, 1, 2, 3, 4, 5 en 3 pere, 1, 2, 3 en as ek bymekaar tel sal ek 8 kry of ek kan sê die 5 appels is 5 plus 3 pere is 3, 5 plus 3 is 8. En dan my laaste stapie die antwoord, ons het gekry, die antwoord is 8 vrugte. Okay, so dit was nou 'n voorbeeld van 'n plussommetjie. Kom ons kyk na die volgende een. Die stappe is weer aan die linkerkant, die sommetjie in jou swart blokkie aan die regterkant. Kom ons doen stap 1, ons lees die woordsommetjie deur. Ek het 8 koekies en eet 4 daarvan. Hoeveel koekies het ek oor? Nou gaan ek deurlees en ek gaan my getalle omkring. Ek het 8 koekies en ek het 4 daarvan. So dit is my 2 getalle wat ek moet omkring. Nou gaan ek my woordjie omkring. Hoeveel
Koekies het ek oor. Koekies is dan my woord, nee. En is daar 'n wenkwoordjie? Ja, oor. Wat bly oor? Dit beteken dat van het weggegaan, weggeraak of opgeëet of weggegee. As ek sê oor, dan beteken dit dat oorgebly, so dat dit minder geraak. So dis 'n minusgetalletjie. Nou dat ek al my inligting het, gaan ek na my prentjie of my getalsin. So ek het 8 koekies gehad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En toe eet ek 4 daarvan. So 1 het ek geëet, 2, 3, 4. Hoeveel het oorgebly? 1, 2, 3, 4. 4 wat? 4 koekies. Maar as kan dit ook op 'n makliker manier in getalsin skryf. 8 koekies, vat 4 koekies weg wat ek geëet het, en daar bly 4 koekies oor, so my derde stap, my antwoord is 4 koekies. So dit is 'n voorbeeld van 'n minussommetjie, 'n aftreksommetjie. Kom ons kyk na die volgende een. Eerste stap, ons lees deur. Mamma verdeel 6 lekkers tussen 2 boeties. Hoeveel lekkers kry elkeen? So goed, ons gaan nou lees en ons gaan ons getalle omkring. Mamma verdeel 6 lekkers tussen 2 boeties. 6 en 2. Hoeveel lekkers kry elkeen? My woordjie is lekkers. Is daar 'n wenkwoordjie? Ja, verdeel. Nou, julle het nog nie die verdeeltekentjie geleer nie. Die deeltekentjie gaan jy vir nog vir julle leer. So moet nog nie daarna kyk nie. Op die oomblik gaan ons net 'n prentjie teken, maar later, nadat jy vir die deeltekentjie vir julle geleer het, gaan julle hierdie sommetjie beter verstaan. So kom ons kyk net na die prentjie. Daar's 2 boeties, hier teken ek my 2 boeties. 1, 2. Daar's 6 lekkertjies. Kom ons gee 6 lekkertjies uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lekkertjies uitgegee. Hoeveel het elke boetie gekry? 1, 2, 3. En dis my derde stap. My antwoord is, elke boetie het 3 lekkertjies gekry. So dis 'n voorbeeld van 'n uitdeelsommetjie. Ons het die lekkertjies uitgedeel, né? Volgende enetjie sê. Daar pas 3 balle in 'n boks. Hoeveel bokse het ek nodig as ek 9 balle het? So kom ons lees en ons omkring die getalletjies. Daar pas 3 balle in 'n boks. Hoeveel bokse het ek nodig as ek 9 balle het? So 9 en 3 is my getalle. Omkring die woordjie, hoeveel bokse het ek nodig as ek 9 balle het? So bokse, en my wenkwoordjie is pas. Ek moet dit almal inpas. So ek moet dit groepies daarvan maak as ek dit moet inpas, né? So weer eens, as ons nou stap 2 doen, gaan ons nie na die getalsin kyk nie, want juffrou het nog nie die verdeeltekentjie geleer nie. Die deeltekentjie gaan juffrou nog vir julle leer, so moenie nou daarna kyk nie, ons gaan nou net eers prentjies teken. So ek het 9 balle. Goed, en ek moet in bokse sit. So ek teken 1 boks en daar pas 3 balle in 'n boks. So daar het ek my boksie en ek sit 1, 2, 3 balletjies in. Maar ek moet 9 balle bære. So ek teken nog 'n boksie, 4, 5, 6. Goed, ek het nog balle oor. Teken nog 'n boksie, 1. So ek het 6, 7, 8, 9. So nou het ek al 9 balle gebære in die bokse. Hoeveel bokse het ek gebruik? Want dit is ons wat ek moet uitwerk. Hoeveel bokse het ek nodig? 1 boks, 2 boks, 3 bokse. So my derde stap, my antwoordjie is 3 bokse. Goed. So onthou graad 2 is, as jy sukkel met 'n woordsom, gebruik julle stappe. Lees eers deur jou woordsom. Wees versigtig, wees stadig. Dan vir die tweede keer, as jy hom weer deurlees, omkring jy al die getalle wat vir jou die inligting gaan gee, jy omkring die woordjie wat jy gaan gebruik en jy soek 'n wenkwoordjie. Want die wenkwoordjie kan vir jou help om te besluit watter bewerking jy moet gebruik. Na jy al daai inligting gekry het, gaan jy na stapie 2 toe en dan teken jy 'n prentjie. Onthou, 'n prentjie is altyd makliker as 'n getalsin. So teken jou prentjie as jy vashak.
baie keer na jy jou prentjie geteken het, kan jy maklik sien wat die getalsin moet wees. En dan as jy jou prentjie of jou getalsin geskryf het, dan kry jy jou antwoord. Onthou, 'n antwoord het altyd 'n getalletjie en 'n woordjie. Dis nooit net 6 nie. 6 wat? 6 stoele, 6 koekies, 6 lekkers. Onthou, daai woordjie wat jy gaan soek het, moet jy by jou antwoordjie skryf. Juffrou gaan vir mamma nog woordsomme stuur en dan kan julle daai woordsomme elke dag beantwoord, 'n paar van hulle kies en beantwoord en onthou om jou 3 stappe te gebruik want dit gaan vir jou dit baie makliker maak. Juffrou kan nie wag om te sien hoe julle woordprobleme gaan oplos in die klas wanneer ons weer terug is nie, want ek weet hierdie 3 stappe gaan julle sommer baie help. Juffrou gesels weer met julle, Tata graad 2's.